Dis lyk my ons is weer in Nokja. Weer terug by jou huis, kerk, hou maar kerk van hier af. Maar wat 'n ongelooflike voorreg, nee, dat ons wel kan Kersfees hou en kan kerk hou in hierdie tyd wat deur mekaar is. Nou kom ons sê dan vir mekaar, Kersfees is 'n ongelooflike tyd dat ons naby mekaar kan kom en kan hoor wat die Here vir ons wil sê. En ek weet, ek verstaan nie. Die Kersboom word mos nie aanbid as hy staan nie. Die liggies, maar daar's iets in Kersfees wat net wow is nie. En ek moet asseblief nie dink ons is weird as ons nou Kersfees hou nie, want Kersfees is juist die tyd waar Christus gebore is, soos Pinkster die geboorte van die Heilige Gees is, en soos Paasfees die sterwe van Jesus, is hierdie drie groot feeste in ons kerkjaar nog crucial. Deur al die jare en jare is dit gevier. Mag ons regtig waar dit geniet, nie verby al die glitterkyk, verby al die goeders in die winkels. En hier is ons tema, sal raak sien dat Jesus die koning is. En as die koning Jesus in aanhalingstekens staan, dan beteken dit ek sê dit. Dis iets wat ek wil sê. Jesus is koning. En mag dit so wees in jou lewe. Ons gaan vandag, Vrydag en Sondag so 'n bietjie stil staan by Kersfees en die betekenis van Kersfees, maar die tema is koning Jesus. Mag jy hom as koning ervaar. Oor Kersdag self gaan dieselfde formaat as nou wees, ook dieselfde tyd as nou 8:30 en dan Sondag gaan ons weer 8:30 maak. Die 31ste gaan ek 6:00 die aand gaan ek 'n diens hou hier vanaf. So skakel man, so voor die party begin en woes begin. 31ste, dis die donderdag aand 6:00 gaan ek hierso 'n diens hou en dan gaan ons weer voort met dienste gewoonlik 8:30 hierso vanuit die sitkamer, vanuit hierdie kathedraal, en dis wat lekker, my kathedraal hierso praat met jou kathedraal daar waar jy sit. Of jy in die huis sit, in die sitkamer sit, of jy in die bed lê, maar mag die Here regtig waar sy koningskap proklameer vandag. Here Jesus, so baie dankie dat U koning in ons lewens is. Ons is so bevoorreg om U as koning van ons lewens te erken. Ons gebed is, Here, spreek asseblief met ons, praat met ons binneste goeders. Dat ons U sal raak sien, dat ons sal sien dat U die God is wat koning is oor 'n deur mekaar flenterstikkende wêreld, maar dat U steeds regeer, dat U Gees in ons woon. Amen. Mag die Here se genade en sy liefde en sy vrede by jou wees. Mag die krib en die kind in die krib, mag hy vir jou die leiding gee vorentoe. Ons gaan vandag saam lees uit Lukas 2 uit. Dis seker die bekendste verhaal, die bekendste weergawe van die Kersverhaal. Maar daar's iets in hierdie verhaal wat ons baie keer mislees, veral as ons die 1983 vertaling lees, wat nie 'n slegte vertaling is, 'n briljante vertaling, maar daar's Griekse woorde wat ons mis. En so 2-3 weke terug het ek ook oor die Griekse woord gepraat, en dis die woordjie rema. Dis die woordjie wat praat van is 'n ander manier as woord, om as Johannes praat van dat Christus gebore is, dan praat hy dat hy die logos is. Rema is 'n ander woord, dis 'n nuwe, vars woord. As jy gedaan is, kom ons gaan nog 2 tree aan. Kom ons gaan nog, dis daai motiverings vars woord wat in jou kom, en ons gaan dit raak lees, en ons lees dit nie altyd raak in die Nuwe Testament, Nuwe vertaling nie, so ek gaan so 'n bietjie met jou daarmee saam moet lees. Daar was skaapwagters, kom ek trek ons 'n bietjie nader. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly, en in die nag oor die skape wag gehou het. Nou, skaapherders klink vir ons so romantiese kerskaartjie ding, maar skaapherders was regtig waar die laagste van laagste beroepe wat jy kon kry. Hulle was ook baie onbetroubaar, hierdie skaapwagters. Hulle woord is glad nie in 'n hof eers aanvaar nie. As soos hulle getuienis word sommer reguit uitgegooi. Hulle is regtig die outsiders van die samelewing. Hulle kom ook in die dorp reg nie. Hulle is vuil, hulle hoort buitekant. So die skaapwagters doen hulle job. Hulle het in die veld gebly en die nag hulle skape wag gehou. Met eens skielik staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en hulle het baie groot geskrik.
kan jouself indink, hulle het al beere en leeu's weghou, maar skielik staan hierdie engele, en hulle is bang. En toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus die Here, en dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele, menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, en jy moet jouself hoor, skielik is die hemelkoor, skielik dawer dit so uit die hemel uit, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy welbehaag het. Na die engele van hulle weggegaan het, na die hemel toe, sê skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit ons bekend gemaak het. Hoe het dit gebeur dan? Soos die Here, dit was engele, maar engele was die messengers van die Here self. Hulle gaan toe haastig daarheen na Bethlehem toe en kry vir Maria en vir Josef en die kindjie wat in 'n krib lê. En toe hulle vir Jesus sien, het hulle vertel, en daar is die woordjie rema, oor wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Daar is vir hulle vertel, en hulle remember dit wat die engele kom vertel het, en hulle kom sê dit, en hierdie keer is dit nie 'n slegte getuienis nie, maar 'n goeie getuienis. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het, oor die dinge, staan daar in die oorspronklike taal, oor die dinge wat hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is, onthou en telkens weer by haarself oor die dinge nagedink, dis wat staan in die Grieks, oor die dinge wat daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God geloof en geprys het, en oor al die dinge, weer 'n keer in Grieks, wat hulle gehoor het en gesien het. Dit was alles net so wat hulle gesê is. Dit gaan oor Jesus, wat gebore is in 'n krib, maar as jy hierdie teks reg verstaan, dan is Jesus nie al God se persent nie, daar is ook 'n klomp dinge, wat vir hulle vertel is. En ek wil vandag stil staan by 5 van hierdie dinge, maar kom ek probeer dit gou 'n bietjie stop daar, en net so 'n bietjie vir ons vertel oor dinge. 'n Kersfees gaan nogal oor dinge, nee, en baie dinge, baie goeders. En ons koop geskenke vir mekaar, en ons is in die winkels, en die musiek speel, en almal lok ons na verskillende goedjies toe, om hierdie geskenk te koop, en hierdie ding te koop, en dit maak eintlik ons lewe is uiters stresvol, want hoe koop 'n mens nou dinge, vir iemand wat jy iewers in jou lewe mee gekruis het? Want jy sien, as jy die teorie agter geskenke koop, die basics agter 'n geskenk is, ek koop vir jou iets, wat ek dink jy gaan van hou. Dis 'n geskenk, en dis nie lekker ding om te sê nie, maar 'n geskenk is 'n boodskap. As ek nou vir my kinders MC Schoeman se boek oor etiket koop, dan wil ek net vir hulle 'n boodskap oordra, nee. Wil ek vir hulle sê, okay, ouens, dis hoe julle moet sit aan tafel. Dis wat julle moet doen as jy vir 'n dame 'n deur oopmaak. Dis as ek vir 'n boodskap wil gee, gee vir 'n ding. As ek vir iemand 'n buis tandepasta gee, dan is dit 'n boodskap, nee. Dan is dit 'n boodskap van, jong, ek dink jy het 'n tandbederf. Ek dink daar's nodig iets wat jy moet gebeur. As so geskenke gee eintlik 'n boodskap oor. Dit sê, ek sien daar's 'n behoefte by jou, en jy sê dalk nie self raak nie, maar ek wil jou help daarmee. En dis wat Jesus kom doen. So behalwe vir die dinge dat hy Jesus is, kom sê hy met homself wat hy gee, ek dink julle, en dis die 5 goeders, ek dink julle het hierdie 5 goed nodig in julle lewe, anders gaan julle dit nie kan maak nie. Anders gaan jy half leef. Terug by die reeks wat ons oor klaar gepraat het oor laasweek, die pluslewe, julle gaan net hierso float, ek wil julle daarso hê. Julle moet hierdie 5 goeders, en daar seker baie meer, maar ek gaan maar 5 uithaal. Ek wil hierdie 5 goeders
vir julle help mee om julle daar te laat operate. En hy kom en hy sê, ek tree in julle wêreld in om vir julle al hierdie dinge te kom gee. So kom ons begin met nommer 1. Die eerste wat hy vir ons gee is verlossing. As jy 'n Jood was, as jy 'n Israeliet was, het jy geweet, agter in jou agterkop was verlossing om gered te word, altyd in hulle agterkoppe. Hulle was in Egipte gewees, swaar gekry en is daaruit verlos. En dwars deur hulle geskiedenis is verlossing of ver of naby, maar is altyd in hulle koppe. Hulle moes altyd in die donkerste tyd van hulle lewe weet daar kom hoop, daar is verlossing, daar is uitkoms. En jy moet nou mooi hoor, as ek nou vandag klaar is, wil ek dit vir jou regtig waar sê, daar's by elkeen van ons dalk 'n behoefte om net weer verlossing te beleef, of die ander goeders te beleef. En daarom wil ek vir jou eintlik 5 geskenke gee, en dalk het jy vandag nodig om hierdie te kry, om verlossing te kry. Om vrygemaak te word van alles wat jy nie kan doen nie. Kom ek vertel die storie van Sagaria. Dis 'n ou oom. Saam met Jesus min of meer, omtrent sy selfde tydsgeleef wat hy priester is. En as priester bid hy elke dag vir die Here, Here asseblief gee my 'n kind. En na hoeveel jare en jare sy in die tempel besig wees met kerkgoeders, wat hy bid, Here gee vir my 'n kind. En eendag as dan 'n engel by hom sê vir hom, okay, Sagaria, ons het jou gebed verhoor, jy gaan 'n kind hê. En Sagaria sê, Hoe kan ek jou glo? En die engel wys vir hom en sê vir hom, maar ek is 'n engel, jy het gevra daarvoor en God het jou begenadig. En dan sê hy vir hom, geef my 'n teken. Dan sê hy, okay, goed, van nou af van jy nie meer kan praat nie. As jou kind gebore word, moet jy hom Johannes noem. En vir die tyd wat Elisabeth swanger is hierdie priester wat moes preek stom. Kan hy nie praat nie. En eers nadat hy gebore is, word hy verlos van sy stomheid en van sy ongeloof en kry hy hierdie nuwe visie. Dis dit nie deel van ons lewe nie, want ons baie net ongelowig is oor verlossing. Ek weet nie waarmee jy struggle op hierdie stadium, maar dalk sit jy so vas in skuld en depressie en haatdraandheid en bitterheid en self-indulgence, dat jy verlos moet word van die mees basiese goed wat jou vasbind. Kersfees wil jou juis kom vrymaak. Hierdie woordjie rema wil sê, ek het 'n vars nuwe idee vir jou. Maar jy moet eers die ou jas afgooi. Daar's iets nuuts vir jou in die toekoms, maar stop waarmee jy nou is. Ek wil jou kom verlos. En selfs baie keer gaan hierdie verlossing gepaard met seer, met ongemak. Ek moet afstand doen van ou goeders, en die ou goeders het nogal lekker gesit, né? Het nogal lekker gemaklik in dit geleef. En jy weet, dit is nie reg nie, maar dit is nou comfortable. En Jesus sê, ek kom gee vir jou 'n nuwe lewe, van niets af. Ek kom verlos jou. Sagaria, vir hoeveel jare het jy gebid vir 'n kind? En nou is jy ongelowig. Ek wil jou kom verlos. Come on, daar's iets splinternuuts wat ek in gedagte het vir jou. Nommer 2, die Here kom gee sy guns vir ons. Maria, hoor, jy is die begenadigde. Nou Maria is 'n 12, 13-jarige girl waarskynlik, ons dink sy was omtrent so oud geweest toe sy geboorte gegee aan Jesus. Sy is nog splinternuut en hierso kom sê die Here vir haar, jy is een wat ek al gedink het. Jou ouens, ek wil dit tog vir jou sê. Jy moet hoor, jy is God se wit broodjie. Hy is regtig waar, hy sê die hele skepping is afgestem sodat ek en jy spesiaal kan wees. Hy het van sy troontjie afgeklim, ek sê met baie respek. Hy het van sy troontjie afgeklim en nader gekom en mens geword. Dis geen ander godsdiens in die wêreld doen dit nie. Almal het 'n klomp reëls en regulasies wat jy nakom. Jy mag nie dit nie, jy moenie dat nie, jy moenie daar loop nie, jy moenie. Christus sê, God sê, ek klim af na jou toe. Jy's special. Jy's my, Efesiërs sê mos mooi, jy's my poema. Jy's my stukkie poësie. Jy's my masterpiece. Ek het alles gemaak vir jou. En dit gaan nie oor die performance nie. Dit gaan oor, jy's okay.
Jy sien, ons het hierdie stupid idee ontwikkel en dis die kerk dat jy 'n sekere performance appraisal moet deurgaan om uiteindelik daarom in die hemel te kom of okay te wees. Liewe landouens, waar kom ons daaraan? Bietjie later, volgende gaan ek die doop, ek het dit gister bedien en ek wil dit vandag as 'n insetsel inspeel, eergister gedoen, waar 'n klein seentjie hoor, maar ek is okay, die Here is lief vir my. En 'n ma en 'n pa hoor, dit is okay, dat ons ook maar deur mekaar lewens het, ek is okay. En ek en jy kan sê, maar maak nie saak wat jy mekaar my lewe is, waar ek al was en wat ek gedoen het nie. Ek is okay, jy is okay vir my. Ek is lief vir jou. Ek wil in 'n verhouding met jou wees. En dan sê ek my, jy is my begenadigde. Ek vind guns in jou. Sonder om 'n klomp goeders te doen, is jy okay. Dalk moet jy verlos word. Maar dalk is jy op 'n plek waar jy sê, Here, dit is wat ek nodig het. Ek het nodig dat jy langs my kom staan. Ek sal sê, is okay. Is okay. Ek weet waar sê, op wat se plek is jy in jou lewe. Ek weet dit is 'n donker plek. Maar my guns en my goedheid sal oor jou skyn. Ek hou van jou. Ek like jou. En nommer 3, kom gee die Here sy seën vir ons. Nou, ek myself in hierdie geval, ek verstaan dat blessings en seën nie noodwendig die goeie goed in die lewe is nie. Partykeer, daar in Matteus 5 staan dan, gelukkig is julle wat treur, geseënd is julle wat treur. Geseënd is julle as julle bakkant voor God staan. Geseënd is julle as julle regtig waar niks het nie. So ek weet, blessings beteken nie noodwendig goodies nie. Ek verstaan dit heeltemal. Maar ek moet ook sê, ek dink God wil ons gelukkig sien. God wil nie net hê, ons moet swaar kry en swaarmoedig wees nie. Hy wil hê, ons moet geseënd wees met happiness, met sy teenwoordigheid, met alles wat hy vir ons gee. Daarom is dit okay om Kersfees lekker te vier, om die blessings van God te vier. Want dit is deel van ons lewens, nie? Dit is deel wat God se bedoeling vir ons lewens. Hy wil daarmee net hê jy moet swaar kry en suffer die hele tyd nie. Ons kan swaar kry nogal romantiseer, sê dis so, daai ou is so naby die Here want hy is so gestroop van alles. Maar ryker ouens, welvarende ouens, dis ook blessings van die Here. Om 'n werk te hê is 'n blessing van die Here en ek dink dit wat die Here wil doen. Dalk is jy op 'n donker plek wat dit aan betref. Dalk voel jy vandag, ek is nie good enough nie. Ek is nie goed genoeg nie, want ek het my werk verloor in hierdie tyd. Of ek en my man of my vrou se verhouding loop skeef. En dit is alles het jy mekaar. En ek weet nie hoe gaan die Here se blessings hier meer kry nie. God wil nie hê jy moet so bad lewe hê nie. Hy wil hê jy moet nog 'n bietjie uitstyg sodat hy kan sy blessings vir jou kan gee oor en oor en oor. Ek wil vir jou vertel, Maria hoor sy swanger. En as sy gehoor het sy swanger, soek sy iemand om te gaan, en gelukkig is dat die Elisabeth, Sagaria, sy vrou toe ook swanger. En sy hardloop na haar toe nogal haastig, vinnig. Dalk iets van die anxiety, van die seën wat hulle nie het nie. En sy hardloop soontoe, en toe sy daar kom, toe sê Elisabeth vir haar, geseënd is jy onder die vroue. You are blessed. En dis so mooi, dis die Heilige Gees wat oor Elisabeth kom. Nou weet ek, dis nie 33 jaar later wat die Heilige Gees uitgestort is in Jerusalem. Maar Jesus kom die Heilige Gees oor Elisabeth en sy spreek 'n blessing uit oor Maria, oor die 12, 13-jarige verwarde gultjie. En skielik kry sy hoop. En sing hy hierdie pragtige loflied daar in Lukas 1, die laaste deel van Lukas 1. Wat sê maar jy's begenadig, jy's geseënd onder die vrouens. Lukas 10, so 'n bietjie vorentoe. As Jesus besig is met sy disippels, dis so in die middel van sy bediening, dan stop hy, dan sê hy, ek gaan julle in 35 spanne verdeel, 2-2, en julle 70 gaan ek in die dorpe instuur, en julle 35 groepe gaan in die dorpe in, en onder andere gaan julle preek, en julle gaan mense gesond maak,
En hier is die belangrike ding. En dan staan daar, en ek gaan wil hê julle moet die blessing, my vrede, verkondig vir die wêreld. En julle moet verkondig die koninkryk van God naby is, maar julle moet my vrede, my shalom gaan uitdra daar buite. En al wat geseënd wees is om die vrede van God te hê, om te weet, God is wie hy is. Ek trust God vir wie hy is. Ek trust dat God goed is. Ek trust dat God by my sal wees. Ek trust dat God my sal dra elke sekond van die dag. Ek hoef nie bang te wees nie. Ek is okay saam met hom. En dis een van die dinge wat God vir jou kom gee. Om sommer net te kom sê, dinge is nie sommer net 'n lelike woord, want dinge is net 'n baie Afrikaans baie lelike woord. Maar hierdie dinge is nie sommer net 'n lelike woord in die middel van 'n verhaal nie, maar hierdie dinge is my seëninge vir jou, is my guns vir jou, is my verlossing vir jou. Maar is ook om jou leiding te gee, om jou guidance te gee. Ek het baie gepraat oor Maria, maar ek moet hom sê, ek kry vir arme Josef nogal jammer. Dink jy self bietjie. Jy is die aanstaande, en dan kom jou vrou na jou toe, aanstaande vrou, en sy sê vir jou, Josef, ek is swanger. En Josef dink, is die ekkie, ek en jy was nog nie so oor mekaar nie. En al wat sy kan mee opkom is, die Heilige Gees. Gaan jy nie trust? Maar dan kom 'n engel van die Here na hom toe sê vir hom, trou met haar. Maak haar jou vrou. En hy gee vir hom rigting en leiding. Hy gee vir hom leiding om te sê, dis wat jy nou moet doen. En dan is die belangrike, hy doen dit. Hy sê nie vir die engel, dis geen manier nie, hierdie vrou is swanger met 'n Heilige Gees, ek trust nie hierdie storie nie. Dit klink bietjie vir my airy-fairy. Hy trust dit en hy trou met haar. Bietjie later raak Herodes bietjie opgewonde oor hierdie seentjie wat koning is, wat gebore is, en hy wil alle tweejarige jonger seentjies doodmaak. En dan kry hy weer leiding en hy vlug Egipte toe. Hy verstaan dit nie, maar hy doen die regte ding. As die Here vir hom sê, dis die pad, dan doen hy die pad. Dan loop hy daai pad. Later kom hy terug en hy gaan woon nie in Jerusalem nie in Bethlehem nie, maar in Nazareth. Hy word gelei om Nazareth toe te gaan. En daar moet hy gaan 'n nuwe skryfwerkerswinkel opslaan. En daar begin hy met sy lewe, begin Jesus met sy lewe. Maar hy moes gelei geword om te trou, om Egipte toe te gaan, om Nazareth toe te gaan. Want blaai nou terug Ou Testament toe, dan kom jy agter, maar dis die Ou Testamentiese vervulling. Jy sien, Kersfees, verlossing, kan maklik 'n soort van 'n konsep wees. Leiding, seën, guns, kan maklik konsepte wees, dogmatiese konsepte. Maar Kersfees maak dit reël. Dis nie 'n Ou Testamentiese farfetch, ja, dat gaan Nazareth, Egipte, dit word reël, daar gebeur dit toe, sowaar as vet. Sowaar, daar gebeur dit. Hy gaan Egipte toe, hy gaan Nazareth toe, want die profesie is lankal daar gewees, en nie word dit waar. En Jesus sê, God sê, ek wil vir jou guidance gee. Dalk voel jy vandag op 'n donker plek. 'n Plek waar jy voel, Here, ek moet nou leiding kry, ek moet weet wat met my huwelik te maak, ek moet weet wat met my gesinslewe te maak, ek moet weet wat met my beroepslewe te maak, ek moet weet wat te maak volgende jaar na matriek, of die jaar wat jy moet vakke kies, ek weet nie wat se kant toe nie, Here, jy moet my help, ek weet nie om te werk met my finansies nie, Here, ek weet nie wat se, en Here sê, ek sê jou guide, trust my, doen nie noodwendig die gemaklike deel nie, maar doen die regte deel. Doen die regte ding. Die laaste wat die Here kom gee is die laaste ding wat ons is vreugde, blydskap. En dit in oormaat. Ek 'n storie vertel. In die Ou Testament is daar 'n verhaal van Hosea
wat moet gaan trou met 'n prostituut gomer. En dit is 'n vreemde opset, maar dit is sy opdrag. Hy moet met gomer gaan trou. So hy, in moderne taal, hy betaal haar, die Engelse woord sê baie mooi, go and deem her yours. En hy gaan toe om haar te deem, om haar sy vrou te maak. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar dan het hy pimps afbetaal, en haar met haar getrou, en die trou hulle, en dan later raak sy weer lief vir die wêreld, en sy is weg van hom af, en dan kom die Here weer na hom te sê vir hom, Hosea, go and redeem her. Gaan deem haar weer 'n keer. Afrikaans sê baie mooi, gaan maak haar weer die hof. En hy gaan maak haar weer die hof om die teken te gee van, dat Jesus sê, vir ons God van sê, ek gaan nie net deem nie, ek gaan jou kom redeem, maak nie saak waar jy agterheen geloop het nie, ek gaan jou kom uithaal, want dis wat ek wil hê, ek wil hê om die vreugde hê, dalk het jou vreugde verloor, jou blydskap is gone, ek gaan dit kom redeem, ek wil dit kom oormaak, ek wil jou vreugde weer kom nuut maak, en vreugde is nie 'n ding wat in jou gesig is nie, is 'n ding wat jy van binne af uitborrel, wat uitpeel tussen jou oë en jou ore en jou hande, en wat mense kan sien van binne af kom, is nie 'n aangeplakheid van buite af, 'n soort van 'n PR oefening voor 'n kameras nie, maar is hier van binne af, waar blydskap en vreugde deel van jou lewe is. Kom ek gebruik 'n beeld wat ek iewers in die week gesien het. En dis van 'n hond wat iewers vasgeval het. Hy het by so 'n skuinsbal afgeval en dan is daar onder so 'n klein platformpie en dan is daar 'n klomp water wat hier by die middel vloei. So hy loop styl en dan is hy 'n bietjie minder styl en dan is hy baie styl. En die water loop in die middel en die hond het in hierdie afgeval. Hy's nie in die water nie, maar hy moet hier uitkom, maar hierdie is net te erg vir hom. En dan probeer 'n ou hier van bo af so hom gryp, maar dis te ver. En toe gelukkig sien 'n klomp ander ouens hom en hulle klim toe af en hulle help hulle maak so menslike ketting om by die hond uit te kom en verlos te word. En hulle het die hond se guns gewen en hy het hulle guns gewen sonder dat hulle verbygangers is. Dit is wat Jesus kom maak het. Hy het goeders kom gee vir ons en daai hond se vreugde aan die einde was incredible. Kersfees gaan oor dinge. Oor dinge wat God vir ons kom gee, wat incredible is. Here, ons staan verstom daarvoor. Dat hy vir ons kom dinge gee, rema, vars, nuwe goed. Maar wat ons so nodig in ons lewens. Dankie vir hierdie dinge. Soos byvoorbeeld, dat 'n klein seentjie gedoop kan word. Amen. Die doop is 'n ongelooflike geleentheid waar ons vir die Here by die Here kan kom staan en hy kom sê vir ons, ek is vir jou lief, vir hierdie paas uit ons water wat ek op jou kop sit en vandag is dit ook die voorreg om vir 'n ma en 'n seentjie te doop as 'n deel van 'n teken van God wat sê ek is vir jou lief en ek wil altyd vir jou lief wees. Vir julle as ouers wil ek die drie vrae sal jy naby hom lewe en niemand van ons is perfek nie, maar sal jy streef om soos hy te wees? Vraag nommer 2, sal jy die Bybel gebruik vir jou eie lewe? Ek wil nie net vir verbreiding se lewe, maar dit regtig waar sal dit die rigsnoer sal wees van die lewe. Die derde vraag, wil julle vandag dan ook antwoord dat as hy groter word, jy hom ook so sal guide, so sal lei, dat hy ook sy hart en sy lewe vir die Here gee. Wat is hardop saam julle antwoord op hierdie vraag? Ja, dat mense ook bietjie nader staan. Monica, ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons bietjie nader staan met hom. Dis nie te ver weg nie, daar's dit. Ready is job. Ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hemelse Vader, die genade is ongelooflik groot vir enigiemand, vir almal. Ook vir hierdie gesin. Ek wil die liefde oor hulle die wag sal hou.
En mag die Here jou ook so vasdruk. Mag hy ook sy genade oor jou laat spoel. Sy genade is vir ons genoeg. En hy bless jou met seëning, met verlossing, met guns, met sy seën, met rigting en direction en met baie, baie vreugde.